ons wonderlike Here Jesus. Wat 'n voorreg dat ons as sondaars voor 'n magtige God kan kom buig en U kan kom aanbid met ons eie gebroke lewens. Here, dankie dat U vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha. Dankie dat U alles gedoen het, sodat ons toegang tot die troon van genade kan ontvang en werklik U in ons harte kan innooi om tot ons lewens te spreek. Ons bid dit in ons Jesus se kragtige naam. Amen. Vir ons skriflesing, kom ons blaai na die evangelie van Matteus 25, vers 1 tot en met vers 13. Dit is 'n lang gedeelte, maar 'n kragtige gedeelte. Dit gaan oor die profetiese rede, die gelykenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Ek lees uit die ou vertaling en u is welkom om te volg. Dit sê: Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos. Het jy dit? Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewers na die verkopers en koop vir julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê: Meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan, omdat julle die dag en uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap vanoggend is getiteld jou grootste verleentheid. Nou, ek dink ek kan u maar vra, wie was al in 'n verleentheid gewees? Wie was al in 'n verleentheid gewees? Nou ek praat nou nie van die klein dingetjies wat jou nou so 'n bietjie ongemaklik laat voel het nie. Maar ek praat van daai kere in jou lewe wat jy met 'n bloedrooi gesig gestaan het, daai gloeiende ore, en dat jy letterlik gewens het jy kan net wegraak. Weet, dat jy gewens het die aarde kan jou net so insluk. Ek ken daai gevoel, nee. Ek dink ons almal het al tog ons tye van verleenthede gehad. Stem jy saam? Nou kom ek deel met u 'n sekere man se grootste verleentheid, wat so 'n tydjie terug baie groot opslae gemaak het op die media se lyne. Die man wat gelukkig vir hom nie by die naam genoem word nie, was 'n werker by die groot Virgin Atlantic lugredery gewees, en hy was die dag so 'n bietjie moeg gewees, en hy besluit toe, die beste ding om te doen, voor hy aan diens sou wees op 'n lang vlug, was om net so vinnig 'n bietjie 'n uiltjie te probeer knip. Weet, net so 'n bietjie slaap in te kry, voor hierdie lang vlug hy op moet diens doen. En hy trek toe sy skoene uit, hy maak sy das los, en hy gaan lê sommer op een van die mooi rooi banke van Virgin Atlantic, die ateljee daar en alles.
en hy raak vas aan die slaap. Vas aan die slaap. Maar wat hy en die ander staf nie geweet het nie, is dat die eienaar van Virgin Atlantic, Richard Branson, of althans meer korrek, Sir Richard Branson, daai dag besluit het, om sommer so 'n bietjie persoonlik self by die betrokke diensstasie in te loer, om te kyk hoe dit met sy werkers gaan. Nou diegene van u wat vir Sir Richard Branson ken, sal weet, hierdie ou is nie net die eienaar van die Virgin Atlantic nie, maar hy is die bekende biljoenêr en groot besigheidsmagnaat van Engeland, wat oor die 400 besighede besit in die Virgin groep. Ek bedoel, hier is nie sommer die baas wat kom inloer nie. Nee, hier is die baas van die groot plaas wat kom inloer. En daar vind Sir Richard Branson een van sy eie werkers in uniform en in werkstyd op sy bank vas aan die slaap. Nou, hy het homself probeer wakker maak, maar hulle sê die ou het so vasgeslaap dat hy maar net omgedraai het en verder geslaap het. Wel, gelukkig vir hierdie werker het hy 'n goeie baas gehad wat onmiddellik besef het of verstaan het dat hy seker maar net 'n bietjie rus probeer inkry voor sy lang vlug, en hy het hom toe maar gelos om rustig verder te slaap. Maar net om seker te maak, niemand mis die punt, nie? Het Sir Richard Branson 'n foto laat neem van hom saam met die slapende werker. Sjoe. En natuurlik kon die ander werknemers nie wag om die nuus en die foto met hierdie man te deel nie, toe hy wakker word nie. Nou stel jouself voor, dit was jy gewees. Ja, hoe sou jy gevoel het? Hoe sou jy gevoel het? Veral as jy hierdie foto sien. Dink jy hierdie ou kon wees sy baas in die oë kyk? Dink jy hy sou dit kon doen? Ja, ek dink dan werklik nie so nie. Gelukkig vir hom het hy nie sy werk verloor nie, want ek bedoel sy baas het ten volle verstaan en begrip vir hom gehad. Maar nog steeds, kan jy jouself hierdie groot verleentheid voorstel? As dit jy was, hy massiewe verleentheid, kan jy jouself dit voorstel? Nou, as jy kan, wil ek vir u sê, dit sal maar net 'n breeze wees teenoor hoe jy werklik gaan voel, die dag as Jesus, die koning van die konings, terugkeer na hierdie aarde met al sy heilige engele en met volle verwagting sien jy uit na daai dag. Maar hy sê vir jou, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Dit sal verseker jou grootste verleentheid wees. Geen wonder dat Openbaring ons vertel, dat met die wederkoms, dat die meeste mense gaan wegvlug van Jesus se aangesig af, en in die berge gaan in hardloop, en die berge en die rotse sê, val op ons, en verberg ons van die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vertoon van die lam. Nou, hoe verskriklik daai dag ook al mag wees, is dit geensins God se begeerte, dat enige een van ons onkant gevang word nie. Inteendeel, Jesus wil ten alle koste hê dat ons moet gereed wees. En daarom weergalm die bladsye van die Bybel dit hard en duidelik uit as dit sê, kyk, ek kom gou. Kyk, ek kom gou. Die trompet van waarskuwing weergalm aan die hele wêreld. Ek wil dis trompet wat weergalm aan die hele wêreld. Maar dan, in Matteus 25, wat deel vorm van hierdie gedeelte wat bekend staan as die profetiese rede,
is dit asof Jesus skielik sy fokus verskuif van hulle daar buite na ons hier binne sy kerk. As hy die gelykenis vertel van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde in Matteus 25. Nou hierdie gelykenis is as te ware 'n spesiale waarskuwingsboodskap aan ons in die kerk wat sy koms verwag. Hier praat Jesus letterlik met hulle in die kerk wat sy koms verwag. Soos die hele wêreld moet weet hy gaan terugkom en hulle moet bekeer, net so is daar 'n waarskuwing wat ons in die kerk moet weet. Dit is iets waarop ons moet let, sodat jy nie in jou grootste verleentheid onkant gevang word nie. Jesus begin hierdie waarskuwing deur te sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Dadelik wat ons nie moet mis nie, is dat Jesus vir ons hier sê hoe die koninkryk van die hemele gaan wees. En as dit is, hoe dit gaan wees voor Jesus gaan kom, het ek nodig om na dit te kyk, na my eie hart te kyk, want dit kan dalk net gebeur dat ek so is, en in hierdie vergelyking pas, en in dieselfde grootste verleentheid van my lewe beland. Nou, maagde volgens die Bybel simboliseer wat? Wat simboliseer 'n maagd in die Bybel? Simbolies van 'n rein kerk, die rein kerk. So duidelik is hierdie groep wat Jesus hier aanspreek, wie? Christene. Jesus praat hier met ander woorde direk met hulle wat glo dat hy gaan terugkom. Hulle verwag hom op die wolke en hulle sit nie net in die kerk nie. Nee, hulle neem hulle lampe, God se woord, en hulle gaan opgewonde uit om Jesus as die bruidegom te ontmoet. Maar die skokkende werklikheid is, in hierdie groep openbaar Jesus nog 'n groep. 'n groep wat terwyl hulle vir die Here wag in die kerk is, tog nie gereed gaan wees nie. Hulle mis die bruidegom op die laaste oomblik, deurdat hulle te laat probeer verkry wat hulle voor die tyd moes verkry het. Ekstra olie. Maar aan die ander kant is hulle tog nog so selfversekerd, dat hulle tot by die deur kom klop en Jesus smeek om vir hulle oop te maak. En dan hierdie verskriklike verleentheid, as Jesus vir hulle sê, ek ken julle nie. Jesus leer ons in werklikheid in hierdie gelykenis, dat om in die kerk te wees, 'n Christen te wees, nie noodwendig jou verlossing gaan verseker nie. Daar is 2 groepe Christene in die wêreld vandag. Hulle wat verstandig is en hulle wat dwaas is. Nou, ek dink nie dit het met IQ of intelligensie te doen nie, maar meer met die lewe wat jy lewe. Want jou optrede word gesien, en dit wat jy baie keer doen, word beoordeel as verstandig of dwaas. Volgens dit wat jy doen. Die 5 dwaase maagde word nie as dwaas beskou, omdat hulle nie olie met hulle saamgeneem het nie, maar dit is hulle dwaasheid wat veroorsaak het, dat hulle nie olie saamgeneem het nie. Dit was met ander woorde 'n dwaase besluit van die begin af. Want jy sien, om my eie wil te soek,
is dwaas. Om my eie pad te loop is dwaas. En om dinge te doen soos wat ek dit wil doen, is verseker dwaas. En nog baie meer is dit dwaas om te dink dat wanneer ek Jesus in my hart aanvaar het en ek sy redding aanvaar het in my lewe, dat ek daarom altyd gered sal wees. Ek bedoel, dis dwaas. Ek het Jesus ten volle in my hart nodig vir redding. Maar wat hou Jesus aan die brand hier binne my? Wat hou Jesus 'n werklikheid hier binne my eie hart? Is dit nie ook die Heilige Gees nie? Is dit nie die Heilige Gees nie? Die Gees wat my in die volle waarheid wil lei en bewaar om die regte pad te loop. Jy sien, saam met Jesus kom die Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het om ons elke dag van sonde te oortuig en ons heeltyd terug te bring in belydenis en berou na dit wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Nou jy sien, ons wil baie keer Jesus se verlossing, wat hy ons aanbied, gebruik as 'n soort van 'n backup. Weet, is blote versekeringspolis. Jy weet, iets wat ek agter my naam kan skryf, en ek kan dit in my geestelike leer bære, weet, en dan's alles mos reg. Dis mos nou in my portefeulje, ek's 'n Christen, ek het dit en dit en dit gedoen, hier sit alles mooi, ek is gered. Dis soos die vrou wat eendag baie benoud die versekeringsagentskap bel. Hy sê vir hulle, kan julle my huis teen brand verseker? Ja, sê die agent, ons kan dit doen. Sy sê vir hom, kan ek dit sommer oor die foon doen? Nee, sê hy, ons moet eers jou huis kom inspekteer. Sy, dan beter julle gou kom, want hy brand. Jy sien, Jesus is nie 'n backup plan nie. Nee, hy is die plan. Hy is 'n lewenswyse waar die Heilige Gees elke deel van ons lewens vul en ons werklik verander sodat ons die regte karakters kan ontwikkel sodat ons tuis sal voel in God se teenwoordigheid. Hierdie 10 maagde was op die oog af almal gereed om Jesus te ontmoet. Inteendeel, hulle het met hulle lampe gereed vir hom gewag. Maar die bruidegom het getalm om te kom. Dit het langer gevat as wat hulle ooit gedink het. Inteendeel, dit het so lank gevat dat hulle selfs aan die slaap begin raak het. Toevallig 'n baie gevaarlike Christelike toestand. En om middernag, juis die tyd wat niemand verwag het 'n troue sou plaasvind nie, kom hy geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En Jesus plaas die klem baie duidelik daarop, dat hy gaan terugkom op 'n tyd wat ek en jy dit nie gaan verwag nie. En daarom waarsku Jesus ons, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die Mens kom nie. Ek bedoel, wie trou nou om middernag? Wie trou nou om middernag? Maar duidelik was dit om 'n baie spesiale doel. Die wederkoms gaan nie oor om gereed te wees vir 'n spesifieke tyd nie, maar om die gebeurtenis. Dit was die groot toets om die genooides se ware motiewe te openbaar, te wys wie is werklik gereed om saam met die bruidegom te gaan. Slegs hulle, wie se lampe tot op die einde toe nog gebrand het. Ek bedoel hulle wat ekstra olie saamgeneem het. En hierdie 5 dwaase maagde word skielik onkant gevang. Op die kritieke tyd
is hulle lampe besig om dood te gaan, want hulle olie is klaar. Hulle het nie die nodigheid gesien om ekstra olie saam te bring nie. Christ Object Lessons sê vir ons, hierdie groep wat deur die dwaase maagde voorgestel word, is nie skynheiliges nie. Sy sê hierdie is nie skynheiliges nie, inteendeel, hulle glo in die waarheid. Hulle het gestaan vir dit wat reg is. Hulle was aangetrokke tot hulle wat in die waarheid geglo het, maar hulle het nie hulle self aan die Heilige Gees se werking onderwerp nie. Hulle het nie op die rots Christus Jesus geval nie en toegelaat dat hulle ou natuur gebreek word nie. Hierdie groep, sê sy, word ook verteenwoordig deur die saad wat op die rotse geval het. Hulle het die woord ontvang met blydskap, maar hulle het nagelaat dat die beginsels deel van hulle lewens word. Die woord se invloed was nie langdurig nie. Hulle ken nie werklik vir God nie. Hulle het nie werklik sy karakter bestudeer nie, of werklik gemeenskap met hom gehad nie, en daarom het hulle nie geweet hoe om op hom te vertrou nie, hom te aanskou en te lewe nie. Hulle aanbidding het verval tot 'n blote vorm godsdiens. Dis soos Esegiel 33 vers 31 dit stel, en hulle kom na jou toe soos 'n volk saamstroom en sit voor jou as my volk en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie, want hulle maak liefdesverklaringe met hulle mond, maar hulle hart gaan agter hulle begeerlikhede aan. Nou, ons weet dat olie in die Bybel simboliseer wie? Die Heilige Gees. En in besonders die Heilige Gees se werking in ons lewens. En in hierdie gedeelte, sê Ellen White vir ons, verwys die olie ook spesifiek na karakter. Hier simboliseer die olie ook karakter. En daarom kom die 5 ander wyse maagde nie hulle olie aan die 5 dwaase maagde gee nie, want karakter kan nie oorgedra word nie. Geen mens kan vir 'n ander glo nie. Karakter kan nie gekoop word nie, dit kan nie verkoop word nie, maar dit word verkry deur die Heilige Gees se werking in ons, sê sy. Hierdie 5 dwaase maagde het in werklikheid vir hierdie 5 verstandige maagde gesê, gee asseblief vir ons van julle karakter, want ons kom kort. Julle het iets wat ons nie het nie, gee dit asseblief vir ons kom kort. Maar jy kan nie gered word op grond van iemand anders se geloof of karakter nie. Die karakter wat die vrug is van die Heilige Gees se werking in ons lewens, soos wat ons Jesus meer en meer toelaat in ons lewens. Weet, dit is baie keer maklik vir mense om Jesus in hulle lewens te aanvaar en hom vir 'n tyd lank te dien. Maar God wil hê ons moet hom elke dag dien. Hy moet nie net sekere tye deel wees van jou lewe nie. Of as jy in die kerk instap, dan is jy skielik nou, nee, Jesus wil hê ons moet hom elke dag dien in ons lewens. Jy moet nie net lewe om vir 'n spesifieke tyd reg te wees nie, want dit gaan dalk baie langer vat as wat jy en ek dink of verwag. Nee, die Christendom is 'n lewenswyse waar Jesus elke oomblik deel van jou lewe is en moet wees. Jy weet, net om dit prakties te maak, so tyd gelede, kry ek een van hierdie kompakte, herlaaibare klein kragboks ligte persent. En ek moet sê, ek was so opgewonde toe ek hierdie kragboksie kry.
My skoonpa het hom nog vir my gegee, net tussen julle en my. Maar in elk geval, ek is so opgewonde. Want hierdie ding het nogal alles in vir 'n noodgeval wanneer Eskom ons so bietjie teleurstel en in die donker laat. Hy bestaan uit 'n flits, hy het 'n fluoresent lig wat die kamer mooi kan verlig en dan het hy nog 3 aparte LED-ligte wat elkeen met sy eie draad wat jy kan inprop en dit kan 'n groot gedeelte nogal baie mooi verlig. Dan het hy nog USB konneksies gehad waar jy jou selfoon kan herlaai en sulke goed. En dan, by dit alles, het hy nog so klein sonpaneeltjie ook gehad. Sodat as Eskom nou te lank af is, jy weet, kan jy homself in die son sit om te herlaai. En wow, ek moet vir u sê, ek bedoel, alles was daar. 'n regte klein kompakte stelsel wat ons met lig kan verskaf as Eskom ons in die donker laat. En u weet seker hoe werk hierdie dinge. Ek bedoel, jy is so opgewonde om dit te gebruik dat jy eintlik wens Eskom stel ons so 'n bietjie te leer, nê? Dat ons nou net hierdie ligspesiale wonderlike toestel kan gebruik. Maar iets seker ook al geleer. As jy die backup het, wat gebeur? Niks nie. Niks beerdkrag nie, geen kragonderbrekings nie, geen kabels wat gesteel word nie, geen substasie wat opblaas nie. Nou wat maak jy met hierdie nuwe wonderlike toestel as die krag aan is? Wat maak jy met hom? Wel, ek gaan bære hom aan die kas, mooi daar in die kas, waar ek weet hy is, dat as dit nou gebeur, dan weet ek om soontoe te hardloop en om te kan kry en alles, maar, weet, as dit krag, dan kan ek ons net hardloop om uithaal en voilà. Eskom gaan ons mos nou nie meer kan vang nie, want ek het mos nou 'n goeie backup en alles is reg. Maar die krag bly aan en aan en aan. Maar op 'n dag na 'n paar maande, skielik, is ons in die donker, krag is af. Hey, dis mos waarvoor ek gewag het. So ek hardloop na daai kas toe, haal daai stelsel uit en alles en sit hom aan en wow, skielik het ons lig. Dit voel so lekker man, ons het lig en alles, bly opgewonde. Maar na so 'n minuut of 2 begin hierdie liggie skielik net so bietjie flouer word en toe flikker hy en is hy af. Wat gaan nou aan? En tot ons groot skok en verleentheid ontdek ek, maar die kragboks is pap. Hierdie goed moet mos gereeld herlaai word, want die batterye bly nie vol nie, ek bedoel dit loop af. En ons het so gemaklik geraak, dat ek nooit hierdie kragboks herlaai het nie. En nou dat ons hom nodig het, is hy pap. En ons sit in die donker. Nou wat help 'n kragboks wat pap is? 'n lamp. Wat help 'n lamp sonder olie? En as ek dit kan saamvat, dink ek, dit was die groot probleem met hierdie 5 dwaase maagde, wat tot hulle grootste verleentheid weggewys is. Dis nie dat hulle nie in die kerk was nie, nie in God geglo het nie, nie op die Christelike pad geloop het nie. Maar die probleem was, hulle het hulle geestelike kragboks verwaarloos en laat pap word. Hulle het hulle geestelike ervaring, soos wat die tyd aangegaan het, verbygegaan het, later as net vanselfsprekend aangeneem met die gevolg, hulle het nie gereeld ingeprop nie. Hulle het nie die Heilige Gees toegelaat om Jesus lewendig en brandend hier in hulle harte te hou nie, met die gevolg, hulle geestelike batterye het afgeloop en pap geword.
terwyl hulle gedink het, alles is reg. Terwyl hulle gedink het, alles is reg. En dit is ook die groot probleem, wat Jesus deur hierdie gelykenis in in my lewe, in die kerk, aanspreek. Jy sien, ons sit dalk gemaklik in die kerk as Christene. Ons het al hierdie wonderlike leerstellings. Ons glo in die Bybel. Ons verwag die wederkoms. Maar jy weet jy, soos ons wag vir die krag om af te gaan, is jou geestelike kragboks vol. Is jou geestelike kragboks vol? Het jy ekstra olie in jou lamp? Ellen White skryf in die boek Die Konings van die Eeue, hierdie gevaar bestaan vandag nog. Baie neem dit net vanselfsprekend aan dat hulle Christene is bloot omdat hulle sekere teologiese leerstellings onderskryf, maar hulle het nie werklik die waarheid deel van hulle lewens gemaak nie. Hulle het dit nie geglo en liefgehad nie, en daarom het hulle nie die krag en die genade ontvang wat deur die heiliging van die waarheid kom nie. Mense kan geloof in die waarheid bely, maar as dit hulle nie opreg, vriendelik, geduldig, verdraagsaam, hemelsgesind maak nie, is dit 'n vloek vir die beleier en deur sy invloed 'n vloek vir die wêreld. Kan ek dit weer vir u lees, daai laaste sin? Mense kan geloof in die waarheid bely, maar as hierdie waarheid jou nie opreg, vriendelik, geduldig, verdraagsaam, hemelsgesind maak nie, sê sy, is dit 'n vloek vir jou? Is dit 'n vloek vir jou? En jy's 'n vloek vir die wêreld dan. En daarom wil ek u vra, soos wat u vanmôre hier in die kerk sit, is jy verstandig of dwaas? Is jy verstandig of dwaas? Bewys jou Christelike lewe, jou optrede, dat jy verstandig of dwaas is. Ja, jou lamp brand dalk, maar het jy ekstra olie saam met jou? Het jy ekstra olie saam met jou? Is dit vir jou belangrik om saam met Jesus die Heilige Gees toe te laat om jou karakter te kan verander, sodat jy werklik soos Jesus kan word? Soos Jesus, dink net, hoe verskriklik sal dit nie wees om elke Sabbat in die kerk te wees, vir Jesus met jou lamp te wag nie, maar die dag as hy kom, tot jou grootste skok te ontdek, maar my lamp gaan dood, en dan, tot jou grootste verleentheid die woorde te hoor, maar ek ken jou nie, ek ken jou nie. Ja, ons ken die leerstellings, al die dinge van die kerk, maar nie werklik vir Jesus nie, met die gevolg, ons karakters skiet veels te kort. Daarom sê Jesus vir ons, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Moenie dat jy tot jou grootste verleentheid onkant gevang word nie. Amen. Amen. Onse Here Jesus. Ja, ons is dalk ten volle deel van hierdie kerk. Here, ons is dalk elke Sabbat hier. Maar tog is ons harte werklik by U. Het ons U toegelaat om deur die Heilige Gees U
karakter op ons harte te kom skryf. Ons lewens kom verander, sodat ons werklik anders kan wees. O Jesus, wat 'n verskrikking sal dit nie wees die dag as U kom op die wolke van die hemel, en ons wag vir U, en dan te ontdek, ons lamp is dood. Ons het nie ekstra olie saamgebring nie. O Jesus, wil U ons help? Asseblief, wees ons genadig en help ons om elke dag by U in te prop. Om werklik tyd saam met U te spandeer. Om as te ware geestelik herlaai te word. Om U toe te laat om ons harte te verander. Dat ons werklik die regte karakter sal ontwikkel om Jesus te ontmoet. Dat ons lewens 'n verskil kan maak. Dat ons kragbokse vol sal wees. Dat ons ekstra olie sal hê. Want Here, ons skiet so tekort. So baie tekort. Wees ons genadig. Help ons. Ons bid dit, ons smeek dit in ons Jesus se groot naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus.